vir ons elkeen met die Heilige Gees en laat die woorde wat ek spreek met sout besprinkel sal wees. Amen. Vir ons skriflesing gaan ons na blaai na Hebreërs 13 vers 5. Wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. Dan Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Die laaste versie is Psalm 37 vers 5. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Dankie. Lied 223.
dat U vanmôre weer vir ons opgewek het. Dankie vir U beskerming, krag en wysheid wat elkeen van ons gee. Here, dankie dat ons weer eens vanmôre lewenslig kan aanskou. Here, daar waar ons gestruikel het, Here, wat U weer vir ons opgetel het, sodat ons weer ons dagtaak en wat kan verrig. Here, Hy is vanmôre op die Sabbat in U huis is, Here, dankie dat elkeen van ons veilig hier gebring het. Dankie ook vir die wat siek was, Here, dat U hulle aangeraak het met die hand van genesing. Ons dink vanmôre spesiaal vir die wat nog wat siek is, Here, by 'n hospitaal of waar ook al, by 'n huis en 'n bed vasgekluister is, dat U elkeen nie ons wil nie, maar U wil sal geskied, Here, so aanraak met die hand van genesing. Here, ons sien die onrus rondom ons, sien hierdie dinge gebeur, soos ons vanmôre ook in die les gehoor het, Here. Ons moet sê dankie, Here, dat ons die tekens kan sien dat die eindtyd naby is, sodat ons elke dag ons oë op U gerig sal hou, want ons weet ons verlosser leef en ons sal om van U as die psalmdigter vir ons gesê het. Here, ons sê dankie, Here, vir die wat vanmôre 'n klein deeltjie teruggebring het, na U toe, Here, neem dit, gebruik dit, om die koms na hierdie aarde te verras, en ook vir hom wat vanmôre vir ons die brood sal breek, dat die spesiaal vakare sal aanraak, om dit wat sy voorberei het, in inklank in elkeen van ons harte sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons sit ons erediens voort en hartlik saam te sing van lied 209. Kom ons buig net ons hoofde asseblief. Liewe Here, wees met my waar ek U woord gaan preek. Here, maak my rustig en kalm en wees met die woorde, wees met elke hart wat hierdie woord sal ontvang en dat dit tot seën wees en tot uitbreiding van die koninkryk. Amen. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek moet sê, julle maak my hart warm, die mense wat ek baie lanklaas gesien het,
amper 'n traan in die oë gekry om julle te sien. Baie dankie. Vandag gaan ek praat oor Josef en die lesse wat ons uit sy lewe leer. Nou ons almal is bekend met die verhaal van Josef. Josef se verhaal was deel van die stories wat ons vir die kinders geleer het. Ek kan nog onthou hoe die kinders in die sabbatskoolklas Josef se jas met die mooiste klere ingekleed het. Ons het net die mooi van Josef se verhaal met die kinders gedeel. Die afguns en jaloesie het ons eers vir hulle vertel toe hulle groter was en beter kon verstaan. Josef se karakter was anders as die van sy broers gewees. Hy was rein, fliks en opgeruimd gewees. En hy het ook vaste beginsels gehad en was karaktervas. Ons sien vandag so baie dat mense onder die druk verkrummel en die neigings van die wêreld volg en dit ook self regverdig. My generasie is oud, dis wat die kinders moet vertel. En hoe ons dinge gedoen het, is nie meer soos wat dit vandag gedoen word. Sedelikheid word by die venster uitgegooi en ons doen wat in is. Ons gaan baie vandag leer uit Josef se lewe. Sy foute, sy geloof en sy vertroue op God. Hy het na sy vader se onderwysing geluister en God het God graag gehoorsaam. Die hoedanighede wat hom later in Egipte onderskei het, soos sagmoedigheid, getrouheid, waarheidsliefde, was vroeg reeds in sy daaglikse wandel te sien. Omdat sy moeder dood was, het hy nog meer tot sy vader aangetrokke gevoel. En Jakob het hierdie kind baie lief gehad. Hy het Josef meer lief gehad as al die ander kinders. Na Rachel se dood was Josef Jakob se vertrooster en hy het Josef voorgetrek ten aanskouing van die ander kinders. Ons as ouers maak baie keer foute en Jakob het nie besef wat sy haat en jaloesie dit veroorsaak het onder die broers nie. Omdat die gesinsstruktuur vandag verander het en baie keer vandag is die moeder die geestelike leier van die kinders. En ek wil vir die jong mense sê, moet nooit 'n moeder se insette in jou lewe afmaak as onbelangrik nie. Josef se broers was goed daarin om hulle haat vir hulle vader te verberg. Jakob het nooit besef wat aan die brief was nie. Jaloesie is ook een van die eerste sondes wat in die hemel ontstaan het. Satan het jaloers geword, die seun van God. Hy het dode eer wat God hom toegeken het, nie waardeer nie. Jaloesie is baie keer net die begin van iets groters, soos ons in die geval sien Lucifer en ook met Josef se broers. Wanneer Satan die saadjie van jaloesie in ons gedagtes plant, moet ons dit nie voed nie, maar ons moet dit met wortel en tak uitroei. Sodra ons daai saadjie kans gee om te ontkiem, kan dit vir ons baie hartseer vorentoe besorg. Josef was baie bekommerd oor die bose gedrag van sy broers en hy het gewaag om hulle sagkens daaroor te bestraf. Dit het egter die haat en die wrok wat hulle teen hom gehad het, net erger gemaak. Hy kon dit nie verdra dat hulle teen God sondig nie en hy die saak met sy vader bespreek in die hoop dat hulle na sy gedrag sal luister. Jakob het hulle berustig, maar nie deur waarsheid of strengheid nie. Die bewoer het hy sy besorgdheid teenoor sy kinders uitgespreek en hulle gesmeek dat hulle nie skande op sy naam moes bring en die eer van God moes ken nie. Die jong manne was skaam omdat hy van hulle goddelose dade bewus geword het. Maar in werklikheid het hulle net hulle ware gevoelens verberg. Hulle was verbitterd
omdat dit bekend geword het. Ons is ook soms skuldig aan dieselfde gedrag as die van Josef se broers. Soms het ons nie regtig berou oor die sondes nie, maar is ongelukkig omdat ons uitgevang is. Ons moet ons sondes bely en laat staan, en hy wat getrou en regverdig is, hy is getrou en regverdig, en sal ons vergewe as ons ons sondes bely. Jakob het ook 'n oordeelsfout begaan, toe hy vir Josef 'n dierkleed gemaak het. 'n Kleed wat gewoonlik deur 'n belangrike persoon gedra was. In die oë van sy broers was dit net nog 'n bewys van partydigheid, en hulle het gedink dat Jakob van plan was om vir Josef bovenaan die ouer kinders oor te stel. Jammer dat dit weer begin. In die oë van sy broers was dit net nog 'n bewys van partydigheid, en hulle het gedink dat Jakob van plan was om sy ouer kinders oor die hoof te sien en die eerstgeboortereg aan Josef te gee. Josef was sy pa se witbroodjie en was ook baie bederf. Hy het homself in 'n mate belangriker geag as sy broers. Hulle het verder toegedink toe Josef hulle eendag vertel van 'n droom wat hy gehad het. In die droom het sy broer se koringgerwe voor sy gerf neergebuig. Hierdie droom het sy broers nog meer kwaad gemaak, en hulle was nou seker dat Josef gedink het hy gaan oor hulle heers, en dat hy die eerstgeboortereg gaan kry. Dit was nodig vir die broers om van plek tot plek te trek, om vir hulle kuddes veilig te soek. En dikwels was hulle maande aan een weg van die huis af. Jakob het vir 'n lang ruk geen tyding van sy seuns gekry nie, en hy het begin onrustig raak, veral omdat hulle naby Sichem was. As julle kan onthou, het Simeon en Levi die se gebiede doodgemaak, nadat Jemor hulle suster Dina onteer het. Julle kan die verhaal in Genesis 34 gaan lees. As gevolg van hul dade was Jakob bang dat hulle later tog wraak geneem het, en daarom het hy Josef gestuur om te gaan kyk hoe dit met hulle gaan. Toe Josef na sy lang en eensame reis by Sichem aankom, was sy broers nie daar nie, en hy het verneem dat hulle na Dothan toe is. Hy het reeds 80 kilometer afgelê en moes 'n verdere 25 kilometer aflê. Maar hy het sy eie moegheid vergeet en sy begeerte om sy vader se bekommernis te verlig, en omdat hy sy broers weer wou sien. Ondanks sy onvriendelikheid het hy hulle nog liefgehad. Sy broers het hom sien aankom, en toe hulle die kleed, die teken van sy vader se liefde sien, was hulle dadelik woedend. Afguns en wraaksig, wat hulle so lank gekoester het hulle nou oorheers. As Reuben nie gekeer het hulle hom doodgemaak. Hy het die kans gesien om aandadig te wees aan die woord op sy broer nie, en het voorgestel dat hulle hom lewendig in een van die putte gooi, sodat hy later daarom omkom. Reuben het gedink, as hulle dit doen, kon hy egter later teruggaan en vir Josef uithaal en hom na sy vader toe terugstuur. Nadat hy almal oorleed het om sy plan te volg, is hy daar weg, omdat hy gevrees het dat hulle sy gevoelens op sy gesig kon sien en hy homself nie kon bedwing nie, en hulle van sy ware voornemens sou uitvind. Niks vermoedend het Josef nader gekom, en hy was bly dat hy uiteindelik sy broers gevind het. Plaas van 'n vriendelike verwelkom is hy begroet deur hulle wraaksigtigheid. Hulle het hom gegryp en sy kleed uitgetrek. Beledigings en dreigemente het hulle dodelike bedoelings verraai. Josef het nooit besef sy broers wil so oornoem nie. Sy smeekinge het op dowe ore geval. Hy was heeltemal in die mag van hierdie woedende manne. Hulle het hom na die put gesteek en hom daarin gegooi. In sy alleenheid
het Josef tog geglo dat hulle hom weer sal kom uithaal, of dat Reuben hom sal kom red. Sommige was nie op hulle gemaak met die wraakneming nie. Maar die wraakneming het nie die verwagte voldoening verskaf nie. Die Bybel leer ons dat ons nie met wraak neem nie, maar die wraak om God doen. Tog probeer ons soms om ons eie wraak te neem, maar die nasmaak daarvan is altyd bitter. God weet wat die beste vir ons is, en daarom het hy vir ons gesê om die wraak vir hom te los. Hy sal oordeel wie geoordeel moet word. As dinge nie verloop soos ons dit wil hê nie, moet ons vertroue in God openbaar en in sy oordeel glo en in sy deernis. Ons tyd is nie altyd die regte tyd nie. God weet die beste. Judas het voorgestel dat hulle broer aan die Ismaeliete verkoop, eerder as om te los om te kom. Hoewel hulle van hom ontslae wil wees, wou hulle nie daarom nie aan sy bloed skuldig wees nie. Om 'n slaaf te word was vreesliker as die dood. Vrees bevang hy Josef om die een broer na die ander oorroep, maar te vergeefs. Hy het met trane in sy oë gesmeek, dat hulle hom tog nie moet verkoop nie. Maar niemand wou op hom aggee. Hy was bereid om enige iets vir hulle te doen, maar hulle het nie na hom geluister nie. Sommige is wel tot medelee beweeg, maar uit vrees vir bespotting het hulle stil gebly. Want almal het nou gevoel dat hulle reeds te ver gegaan het. Juda het Josef vir 20 sikkel silwer verkoop. Sonde en versoekings werk presies dieselfde. Ons doen baie keer dinge om nie uit te wees nie. Soms weet ons dis verkeerd, maar om nie gespot te word nie, gaan ons daarmee saam, al stem ons nie altyd daarmee saam nie. Onthou, God het jou lief, jy is spesiaal, jy maak saak, wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Jy bly steeds spesiaal in God se oë. As jy jou sondes bely het, maak dit nie saak wat jy in die verlede gedoen het nie. Die Here verwelkom elke een wat sy hart vir die Here gee terug. Moet nooit bang wees om op te staan vir dit wat reg is nie. Jy mag dalk ongewild wees met jou vriende, maar in God se oë is jy 'n wenner. En daardie dae was goud volop in Egipte. Silwer is as baie kosbaar beskou, so die koopprys vir Josef was eintlik baie hoog gewees. As Josef nie verkoop geword het nie, sou sy broers weer 'n ander geleentheid gesoek het om hom dood te maak. Hulle kon sy rein karakter nie hanteer nie, en haar vader se liefde en sy drome het hulle vol haat gemaak. Die Ismaeliete was afstammelinge van Ismael, en volgens die boek Joseph het Juda Jakob se neef vir Josef gekoop. Dit was nie om Jakob in te doen nie, maar hy het die haat op Josef se broers in sy gesigte gesien en besef dat as hy die seun wil red, moet hy hom koop. As jy haat in jou hart koester, maak dit die uitkyk op die lewe donker. God is lig en wraak en haat kom van Satan af. Het jy al vir iemand gestaan waar jy die haat duidelik op hulle gesig en hulle oë kon sien? Daai haat wat op die broer se gesigte was, sou hulle regtig tot moord gedryf het. Juda het God geken en hy het geweet, as Josef aan sy geloof vashou, sal God met hom wees die pad vorentoe. Reuben het na die punt teruggekeer, maar Josef was nie meer daar nie. Hy het sy klere geskeur en uitgeroep,
die seun is nie daar nie, waar dek jy? Toe hy verneem wat van Josef geword het hy hom deur sy broers laat ompraat, om ons skuld te bedek. Toe hulle Josef se rok na hulle vader toe vat, was hulle nie voorbereid op die hartverskeurende smart, die algehele oorgawe aan verdriet, wat hulle moes aanskou nie. Te vergeefs het sy seuns hom probeer troos. Hy het sy klere geskeur en 'n roukleed op sy heupe aangetrek, en hy het baie dae lank oor Josef gerou. Sy droefheid het nie met verloop van tyd verminder nie. Jakob het elke dag oor sy seun getree, tot die dag dat hy hom weer gesien het. Josef se broers het geweet dat Jakob hartseer sou wees, maar hulle het nie so 'n groot droefheid verwag nie. Hulle moes elke dag aanskou wat hulle aan hulle vader gedoen het. Hulle gewete het hulle elke dag aangekla en hulle kon niks sê nie. Hulle kon dit nie waag om hulle oortreding bekend te maak nie. Wanneer ons toelaat dat sonde te ver gaan in ons lewens en ons nie staan vir die waarheid nie, kom daar 'n punt wat ons nie meer kan omdraai nie. Toe Judas se 2 seuns sterf, het hy eers besef wat hy aan sy vader gedoen het. Toe was dit te laat en hy het geweet dat hy vir die res van sy lewe met daardie skuldgevoel moes saamleef, en dit het hom opgevreet. Josef kon in die verte die heuwel sien waar sy vader se tente gestaan het, en hy het bitterlik geween oor die gedagte aan 'n eensame vader en sy droefheid. Josef het hom vir 'n tyd lank aan onbeheerste droefheid en vrees oorgegee. Hy kon nie ophou huil nie. Alleen en vriendeloos was hy op pad na 'n vreemde land as 'n slaaf. Hy was dan bestem om te regeer, nie om as 'n slaaf in 'n vreemde land te dien nie. Josef was desperaat en wou homself aan die verdriet oorgee, dat hy stem hoor wat sê, onthou Josef, jy is nooit alleen nie. Josef het besef dat hy die God van sy vaders moet vertrou. Hy het gedink aan al die stories oor God wat Isak en Jakob kon vertel. Hy het besef dat God vir hulle almal voorsien het en dat God ook vir hom sal voorsien. Hy moet net glo en vertrou. Nadat Josef sy vertroue en vrese in God se hand geplaas het, het daar vrede oor hom gekom. Hy het kalm geraak en geweet dat hy nie alleen is nie. In sy kinderjare het hy geleer om God lief te hê en te vrees. Hierdie lesse wat hy in sy vader se tente geleer het nou helder voor sy gees gesien. Op die plek het hy hom geheel en al aan die Here oorgegee en gebid dat die beskerming van Israel en die land van ballingskap ook met hom moet wees. Ons vind onsself baie keer in omstandighede wat nie vir ons sin maak nie. Omstandighede wat nie regverdig is nie. Net soos Josef voel ons baie keer alleen en verlate. Wanneer jy so voel, moet jy altyd onthou dat die Here jou gebring het tot waar jy is en dat hy jou nooit sal vergewe en jou nooit sal verlaat nie. Jy moet jou vertroue en vrese in sy hand plaas en hy sal jou daarheen lei. Soms maak dit bitter seer, maar jy sal aan die ander kant uitkom. As die wolke donker om jou is, kyk uit vir daardie sprankie son wat deurbreek. God sal jou nooit alleen laat nie, maar jy moet nie op jou eie krag staat maak nie en ook nie net vertrou tot die onweer verby is nie. In die voorsienigheid van God het hy selfs hierdie ondervinding tot 'n seën gebring. Daar gebeur baie keer slegte dinge met ons, maar hoe dit ons lewe verander, hang af van die gesindheid waarmee ons dit hanteer.
Ons kan kies om op hoopie te sit en onsself te bejammer, of ons kan ons harte oopstel vir God, sodat hy die slegte ondervinding in iets goeds kan verander. Binne 'n paar uur het Josef dinge gebeur wat hy andersins nooit sou gebeur het nie. Die partydigheid van sy vader het sy broers kwaad gemaak en hulle aangespoor tot 'n wrede daad wat hulle gedoen het. In Josef se karakter is die gevolge van Jakob se partydigheid sigbaar gewees. Hy het verwaand en veel eisend geword. Hy was bederf en hy het gevoel dat hy belangriker is as sy broers. Hy was onvoorbereid op die moeilikhede wat hy nou in die gesig gestaan het. Sy siel het hom verheug in die besluit om hom welbehaaglik vir God te gedra. Hy het besluit om in alle omstandighede te handel soos dit 'n onderdaan van die koning van die hemel betaal. Hy sou die Here met 'n onverdeelde hart dien en hy sou sy beproewings en sy lot onbevrees verduur. Ons kan nie altyd ons lot bepaal nie, maar ons kan self besluit met watter gesindheid ons die dinge aanpak wat oor ons pad kom. Ons moet by Josef leer om ons omstandighede te aanvaar en te glo dat God ons die krag en die leiding sal gee om daardeur te kom. Baie dinge sal ons makliker wees om te verkeer as ons net ons gesindheid daaromtrent verander. Ons moet positief wees en ons liggaamshouding moet ook daarvan spreek. Ons gaan nie probeer positief wees as ek met 'n lang gesig rondloop op my skouers hang en ek steek my voete. Jy gaan nooit beter voel nie. Glimlag, loop mooi weg op, trek die skouers terug, sit 'n huppel in jou stap en jy gaan sommer klaar positief voel. Jy gaan nie eers dink om positief te wees nie. As jou liggaamshouding verander, gaan dit vanself kom. Toe Josef in Egipte aankom, is hy aan Potifar, hoofdienaar van Farao verkoop. Hy het 10 jaar lank in sy diens gebly. Daar is hy aan buitengewone versoekings blootgestel. Hy was omring deur afgoderry en nogtans het Josef sy trou en eenvoud aan God bewaar. Hy het baie kwaad gesien en gehoor, maar hy het nie sy gedagtes op die verbode onderwerpe laat stilstaan nie. Al wou hy in die guns van die Egiptenaars kom, het hy sy beginsels nooit bedek nie. As hy dit probeer doen het, sou die versoeking hom oorrompel het. Hy het hom nooit vir die godsdienst van sy vader geskaam nie, en hy het nooit die feit probeer verberg dat hy 'n aanbidder van die Skepper God was nie. Omdat Josef hom nie geskaam het vir die Here nie, was die Here met hom in alles wat hy gedoen het. Josef het as slaaf heel onder begin, maar hy het alles wat hy gedoen het, door die beste van sy vermoë gedoen. Potifar se vertroue op Josef het baie dag toegeneem, en uiteindelik het hy hom as opsiener oor al sy besittings bevorder. As Josef nie getrou was in die klein dingetjies nie, sou hy ook nie sukses in die groter aangeleenthede gehad het nie. Die duidelike voorspoed waarmee alles wat aan Josef se sorg toevertrou was geseën is, was nie die gevolg van 'n wonderwerk nie, maar God het Josef se vleit, sorg en ywer met seën gekroon. Ons kan nie verwag God moet ons seën as ons nie ons kan bring nie. Ons moet eers bewys dat ons getrou is aan dit wat hy aan ons toevertrou het, voordat God ons kan gebruik en ons kan seën. Josef het sy welslag aan God toegeskryf, maar sonder 'n standvastige, goed bestuurde poging van sy kant af, sal hy egter geen welslag behaal het nie. God is deur die getrouheid van sy diensknegt verheerlik. Ons moet onsself die vraag afvra, of ons ook God verheerlik, daar waar ons werk,
en ook by die huis. Kan die mense rondom my sien, dat my optrede die Here verheerlik? Josef se sagmoedigheid het die hart van hoofdienaar verower, en hy was vir hom eerder beseën as 'n slaaf. Potifar het Josef behandel met respek en eerbied, al was hy 'n slaaf. Die jongeling het met hoëgeplaases en met geleerdes in aanraking gekom, en kennis van die wetenskap van tale, van staatkunde opgedoen. Hierdie voorbereiding was nodig vir die toekomstige eerste minister van Egipte. Josef se ongekreukbaarheid en trou moes egter deur 'n vuurproef getoets word. Sy heerse vrou het hom probeer oorhaal om die wet van God te oortree. Tot nou toe het Josef hom onbevlek gehou te midde van die sedeloosheid rondom hom. Josef het goed geweet wat die gevolge van sy weerstand sou wees. Aan die een kant was geheimhouding, guns en beloning, en aan die ander kant was skande, gevangenskap en miskien die dood. Sy hele toekomstige lewe het van hierdie besluit van daai oomblik afgehang. Hy het geweier om die vertroue van sy aardse Heer te misbruik. En wat die gevolg ook mag wees, hy was vasberade om getrou te bly aan sy Vader in die hemel. Josef se eerste gedagte was aan God. Hy het gesê, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? As ons daaraan gewoon kan maak om te onthou dat God alles sien wat ons doen en sê, en dat hy al ons woorde en dade getrou opteken, en dat ons daaroor verantwoording moet doen, sou ons vrees om sonde te doen. Geen deel van ons gedrag gaan ongemerk verby nie. Ons kan ons weet nie vir die Allerhoogste verberg nie. Ons vergeet altyd dikwels dat ons deur God en heilige engele dopgehou word. As ons dit meer in ons gedagtes inprent, sal baie van ons optredes anders wees. Ons sal dink voordat ons iets sê en doen. Kom ons probeer om hierdie gedagtes van onsself in te prent, sodat ons dit nie vergeet nie. Ons moet nie toegee aan versoekings nie, want as ons een keer toegegee het, is dit volgende keer baie makliker om weer toe te gee. Elke herhaling van sonde verminder die vermoë om dit te weerstaan. Ons saai nie dit wat ons gedoen het. Die krag van ons karakters bestaan uit wilskrag en die krag van selfbeheersing. Die ware grootheid en edelmoedigheid van iemand bestaan in sy vermoë om sy gevoelens in bedwang te hou, nie daarin dat sy gevoelens hom beheers nie. Ons moet nie ons gewete probeer paai met die gedagte dat ons enige tyd ons verkeerde dade kan los nie. Ons kan nie die aanbod van genade speel nie. Ons godsdiens moet deel van ons daaglikse lewe wees. Anders sal dit ons niks baat nie. As ons nie getrou kan wees in die klein dingetjies nie, sal ons ook nie getrou wees in ander dinge, en die Here kan ons dan nie vertrou met groter dinge nie. Josef moes van wese opregtheid ly, en hy is in die gevangenis gestoot. As Potifar gedink het dat hy skuldig was, sou hy met sy lewe daarvoor geboet het. Maar sy volgehoue ingetoeheid en opregtheid, wat kenmerkend was van sy gedrag, het sy onskuld bewys. Maar om die eer van sy Heer se huis te beskerm, is hy in die gevangenskap opgeneem. Ons moet ons karakters ook edel en rein hou. Kom ons onthou ons van verkeerde dinge en versoekings, sodat ons ook standvastig kan wees en saam met Jesus kan huis toe gaan. Dit wat ons nou sê, kan nie vergelyk word met dit wat ons eendag gaan erf. Nadat Josef in die tronk gegooi is, was dit vir hom 'n harde slag gewees.
Dit was amper of hy weer was waar hy begin het. Josef kon op daardie stadium God se doel vir hom in twyfel getrek het. Hy het God regtig vir hom omgegee. Soos voorheen het Josef besluit om God te vertrou en om nederig en getrou te volg. Selfs in die tronk het hy sy beste gelewer. Alles wat hy aangepak het die Here geseën. Ons moet ons nie blind staan teen die omstandighede waarin ons is nie. Alles wat ons doen, moet ons so doen, asof ons dit vir God self doen. Kom ons staan vas soos Josef en dink altyd eers aan God, voordat ons val vir versoekings. In elke situasie in die lewe kan ons iets leer en kan ons iets goeds daaruit haal, as ons net onsself toelaat om God te vertrou en nie toelaat dat die omstandighede waarin ons is, ons beheer nie. Ek wil weer vir ons oorwinningsvers, versies lees. Hebreërs 13 vers 5 sê, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit vergewe en jou nooit verlaat nie. Spreuke 3 vers 5 tot 6, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou in my reddende regterhand. Psalm 37 vers 5, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Vertrou op die Here, maak nie saak wat met jou gebeur nie. Baie dankie Karen vir daardie Josef verhaal. Kom ons maak Josef se verhaal ons eie verhaal. Kom ons sing ons slotlied die 212.
En mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.